Goeiemôre almal, Woensdagoggend, vandag is dit die 28ste Julie, die jaar 2026, 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en vandag wil ek so 'n bietjie praat oor om jou kruis op te neem. Nou, baie keer is 'n mens nie lus om enigiets te doen nie. Jy al wakker geword die oggend en jy voel sommer net, né? Maar hoe kry jy jouself nou dat jy kan net weer oefen om weer te sê, Here, help my in hierdie dag, ek kan. Dis net die Here wat vir jou nuwe krag, nuwe ywer kan gee, sodat jy hierdie dag kan ingaan met die wete dat jy's nie alleen nie, hy's met jou. En die Here het sy kruis opgeneem. Ons moet ons sinne opneem, hom volg en net vir die Here wys. Ons is so dankbaar vir dit wat hy vir ons gedoen het. Lukas 9 vanaf vers 23 om die kruis op te neem. En hy sê vir almal, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, die sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. Wat baat dit 'n mens tog, as hy die hele wêreld win, maar homself verloor en skade aandoen? Want elkeen wat hom vir my skaam en my woorde, vir hom sal die seun van die mens hom skaam, wanneer hy hom in sy heerlikheid en die van die Vader en van die heilige engele. Ek sê vir julle met waarheid, daar is sommige wat vandag hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak voordat hulle die koninkryk van God gesien het nie. En hy was daar besig met prediking gewees. Gedeelte wat ek voel, loop saam met dit is Romeine 12. Toewyding aan God, ootmoed en getrouheid in die gebruik van sy gawes. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Want deur die genade wat aan my gegee, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toebedeel het. Want soos ons in een liggaam baie lede het en die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie, na die maat van geloof of bediening in die werk van bediening, of wie leer in lering, of wie vermaan in die vermaaning, wie uitdeel in opregtheid, wie 'n voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. En dan hier vanaf vers 9 tot 21, liefde, vurigheid, nederigheid en weldadigheid. Laat die liefde ongeveins wees, verafskie wat sleg is en hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie, maar wees vurig in die gees, dien die Here. Verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges, streef na gasvryheid, seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Wees eensgesind onder mekaar, moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige, moenie eie wys wees nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is vir alle mense. As dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met mense. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar's geskrywe, aan my kom die wraak toe. Ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet, as hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie te doen. Maar Vader, Here, ons kom en ons lê ons lewe voor die troon. Here, ons wil ons kruis daagliks opneem, ons wil U volg, Here, in al hierdie dinge wat U woord ons leer vandag. Here, wil ons hê, moet ons sinne wees. Here, ons wil hê dat as mense na ons kyk, moet hulle sommer net Christus in ons kan sien. Ons moet nie nodig hê om ons mond oop te maak om te sê ek is 'n Christen, maar hulle moet kan sien dat ons het ons kruis opgeneem en ons volg U. Here, al wat U vra, is volg my. Here, dat die mens nie sal allerhande ander goed aanhang
wat niks ewigheidswaarde het nie. Here, dat ons U sal volg deur U woord, want U woord is die waarheid en die waarheid sal ons vrymaak, sodat ons daarin kan wandel en daagliks tot bekering kan kom, sodat ons daagliks vir U kan sê, Here, hier is ek, vernuwe my vandag, Here, want ek weet ek het U so bitterlik nodig. Here, wees met elkeen in hierdie dag, seën hulle, is my gebed in Jesus naam, amen.